Goeiemôre. Jy luister na die 38ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Die tema vanoggend is: deur die walvis se buik. Hoewel die verhaal van Jona nie spesifiek sê dat dit 'n walvis is wat hom ingesluk het nie, is dit maar in die algemene volksmond so bekend dat dit 'n walvis was. Daar is 'n preekstoel in Cilicië wat in die vorm van 'n walvis gebou is. Om te kan preek, moet die persoon met trappe deur die walvis se buik opklim en dan kom die prediker aan die bokant van die trappe uit, by die walvis se oop mond en dan eers, wanneer die walvis hom as ware uitgespoeg het, kan die prediker eers praat. Laasnag het ek 'n droom gehad. Iemand vir wie ek lief is, het skielik gesterf. Om die een of ander rede is ons al die volgende oggend by die kerk om begrafnis te hou. In 'n oogwink is die diens verby en ek sit daar verward en verslaan. Die kerk begin verdaag, direk na die preek. Maar 'n deel van die gemeente kom agter dat die diens nog nie klaar is nie. Sommige keer terug na die kerkgebou en ander stap reeds deur die saal om te gaan eet. Die deel wat nog afgehandel moet word, is dat ek die woorde van die begrafnisformulier moet lees. Dit is die laaste woorde wat gewoonlik by die graf gesê word, woorde van ritmiese vertroosting. Byna asof dit die laaste strikkie sit om die liturgie af te handel. Ek moet die woorde voorlees, maar ek kry dit nie gesien nie. Die diensboek is nie die swart letters op wit papier, soos ons dit gewoonlik ken nie, maar is in 'n tydskrif. En dis in verskillende kleure met prentjies by en blokke. Ek verloor my plek en ek soek dit om dit weer te vind. Die begrafnisgangers wag. Ek kan hoor hoe hulle ongeduldig begin vroetel, terwyl ek bly soek na die plek. Uiteindelik kry ek die plek waar dit geskrywe staan en daar is 6 of 7 opsies daarvan. Maar ek kry dit nie gelees nie. Op plekke is die letters grys op pikswart papier. Ek sit my bril op, probeer weer, maar die woorde swem net voor my rond. Ek haal weer my bril af, maar die hoek waarop die sonlig of die lig in die kerk op die papier val, weerkaats in my oë. Die persoon langs my skouer my om net te begin praat. Hoe lank my gesukkel aangaan, weet ek nie, maar teen die tyd dat ek tot verhaal kom, het 'n klavier in die kerk begin speel. Maar dit is die klank van daardie klaviere in die cowboy flieks, wat so oppervlakkige klank het. En is dieselfde musiek ook, daardie vinnige vrolike klanke waarop mense 'n skuimende bier omhoog hou en lag en die lewe geniet. Regs voor my staan 'n ander predikant en ek hoor hoe hy 'n grappie maak oor die persoon wat dood is, wat eintlik 'n vrolike oomblik moet wees in ons lewe. Ons maak begrafnisse te swaar, sê hy. 'n Klompie mense in die kerk skaterlag vir sy grappie. Die prediker wat voor in die kerk staan, draai sy kop reguit na my toe en dui aan dat ek nou moet lees of dit maar moet los, want hulle kan nie meer vir my wag nie. Ek laat val die formulier so uit my hand uit, waarvan die blaaie in die tussentyd losgegaan het en oral rond lê op die kerkbanke hier rondom my. Ek staan op en in 'n stem wat beswaar maak, sê ek ewe formeel: Voorsitter, Thomas Long skryf in een van sy werke dat kerke in Amerika nou staande komediante huur om die mense te vermaak by die dood van 'n geliefde, om nie die realiteit van die dood te erken nie. En ek kan nie hier dit doen nie. Julle wil hê ek moet iets lig sê, die dood mooi afbaken en afhandel, dat julle kan aangaan met julle lewens. Maar ek is nie nou daar nie. My hart is stikkend en my geloof is uitgedaag. Niks maak nou vir my sin nie. Hier is 'n mamma wat dood is, met 'n klein kindjie en 'n man. En boonop was sy swanger met haar tweede een. Ek weet ek sal eendag weer 'n lofsang vir die Here sing. Maar vir nou skeer ek hier my klere en ek gooi as op my kop. Vir nou lê ek nog op die bodem van die see. Die prediker wat voor staan teken protes aan en dui half aan dat hy saamstem met die vorige spreker.
maar die honkie-tonk klavier raak al stiller, totdat die klanke naderhand heeltemal verdwyn. Iemand uit die gemeente sê saggerig, maar hard genoeg dat almal dit kan hoor. Luister net na die man. En my laaste woorde, voordat ek wakker skrik is, kan iemand net opstaan en sê, dis oké, om nie oké te wees nie. Die slaap bly my ontwyk in die res van die stiltes van die nag. En my gedagtes gaan na die kere in my lewe wat ek so gevoel het, asof ek rondgevroetel het in los blaaie om sin te maak van alles. Die kere toe ek moes preek, maar ek nog in die buik van die walvis geworstel het. Soos die keer toe die GPF my skakel om trauma-berading te gaan doen, by 'n pa wie se jongdogter pas in 'n vliegongeluk dood is by die lughawe hieronder. Dit was hulle enigste kind. Toe ek daar kom, het die pa op die grond gelê waar hy die nuus ontvang het. Ek het by hom op die grond gaan sit, soos Job se vriend. Hy het so met sy kop onder sy arm gelê. En die enigste manier wat ek hom kon hoor praat, was om langs hom op die grond plat te gaan lê om te hoor wat hy sê. En so het ek daar langs hom in die stof gaan lê, saam met hom op die bodem van die see. Jaco Strydom skryf in een van sy boeke, God het in Jesus Christus afgekom aarde toe. Miskien is dit tyd dat Christene dit ook doen. Jy kom gou agter, ek kom gou agter, as iemand preek wat nog nie in die walvis se buik was nie. Is mooi, is afgerond, daar is strikkies daarom, maar ek kan nie daarna luister nie. Hierdie boodskap vanmôre is vir elkeen wat lê op die bodem van die see, of wat worstel in die walvis se maag. Dit is oké om nie oké te wees nie. Om nog nie reg te wees om weer 'n lofsang te sing nie, soos die digter van Psalm 42 in sy weeklaaglied sê. Ek sal weer eendag 'n lofsang sing, maar vir nou treur ek eers. Dis nog stil Saterdag. As die kerk die spasie verloor, dat mense daar kan klaagliedere sing, sal hulle maar kruise ergens langs die paaie moet oprig waar hulle geliefdes gesterf het, want waar anders is daar 'n plek om te kan huil en treur. Die kerk van Jesus moet kan klaagliedere sing. Ons almal moet dit sing, al is ons nie almal op dieselfde bladsy nie. Al wil ek uitbars nou in 'n lofsang, stop ek eers om 'n oomblik 'n klaaglied te sing vir die een wat langs my sit, om saam met hulle te treur. Lees weer die saligsprekinge van Jesus. Maar die walvis preekstoel het, soos dit maar altyd is met Christelike simbole, 'n hele klomp lae van betekenis. Want die 3 dae in die walvis se maag het in die vroeë kerk simbolies geword van Christus se 3 dae in die graf. So wanneer jy ook al vir Jona in die vis se maag sien, besef jy ook, dis die gelowige in die maag van die graf. En daarom is die opstap met die trappe deur die buik van die walvis ook simbolies van die gelowige wat saam met Christus sterf en saam met Christus opstaan uit die dood. Daarin lê 'n onblusbare hoop. Maar dit beteken nie dat die lewe in geloof altyd mooi verpak na ons toe kom nie. Die lewe van 'n gelowige moet altyd eers deur die vis se maag gaan. En daarom is ons daar vir mekaar. Of dit nou is op die bodem van die see of in die vis se maag. Want in Christus het God afgekom aarde toe, om ons, sondaars en treurendes, te ontmoet en te vind waar ons is. Kom ons maak dan met mekaar ook so. Ons gebed kom vanoggend uit die liedboek van die kerk, lied 574. 'n Skare stroom van oral saam, kom soek genesing, troos by hom. Mense noem oral oor die naam, praat oor sy dade, huldig hom. Na U, Heer Jesus, kon hul gaan met sonde, siekte, smart en vrees.
so liefdevol oor hul begaan, het U vergeef, vertroos, genees. Wanneer ons kragte, Here, kwyn, bring ons ook al ons leed na U. Ons soek genesing van ons pyn, ons sondenood lê ons voor U. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.